lekker om op hierdie manier saam met julle te kan en mag kuier. Mag ons saam wees in hierdie paar minute wat ons saam is, vir ons goed wees. Mag ons iets van die liefde, van die genade en die vrede van God saam beleef, in ons saam reis, in ons saam stoei, in die lewe en in die woord. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend weer op hierdie spesiale manier by mekaar mag kom. Dankie dat ons kan weet dat U ons ontmoet daar waar ons is, daar waar ons onsself bevind, soos wat ons voel, soos wat ons ervaar en soos wat ons beleef op hierdie stadium van ons elkeen se wedloop, ons elkeen se reis. Dankie dat ons kan weet dat U vir ons lief is, dat U vir ons omgee. Here, maar ons gebed vanoggend is ook dat ons iets van U liefde en teenwoordigheid sal beleef. En ons saam worstel in U woord, in die teks wat ons vanoggend na gaan kyk. En mag ons weet dat U ons vashou en ons nie alleen los nie. Amen. Vriende, vanoggend se gedeelte is 'n baie bekende gedeelte wat ons gaan saam lees uit Hebreërs 12. Die tema van vanoggend is 'n bittereinder, en ek dink vandag, as ek moet erken, was ek 'n bietjie aspris om 'n woord te gaan kies uit die konteks van mense wat praat en stemme wat praat. En sonder om daarna te verwys, wil ek sommer net vir jou vra waar jy dalk is vanoggend. Wat beteken 'n bittereinder vir jou? En dalk in die konteks van die teks sal dit nog meer sin maak, 'n bittereinder, want die teksgedeelte ken ons. Beligte noot wil ek sommer net begin en sê, ek onthou altyd wanneer ek weggespring het of wou wegspring vir die 100 meter op 'n atletiekbaan by die skool. Ek het van nou die dag en weer verby daai gedeelte gery onder die groot bloekomboom op Frankfurt se atletiekbaan op die grasbaan. Net voor die wegspring word daar geopen met teksvers en gebed. En dan was hierdie gedeelte 'n baie gewilde gedeelte om gelees te word deur die predikant wat geopen word. En ek moet nou eerlikwaar erken, wanneer ek dit gehoor het op daardie stadium, het ek glad nie gedink aan die teksgedeelte nie. Ek het gedink aan die noot wat ek afknyp vir die 100 meter waaroor ek bang is om nou te gaan hardloop. So ek het nie altyd baie daarna gehoor nie, buite om te weet dat dit die gedeelte is. Maar dit nou daar gelaat. Die gedeelte is Hebreërs 12, 'n bekende gedeelte wat sê, daarom terwyl ons aan so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan nie gering geag het, en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom, wat so van vyandigheid van die kant van die sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik mag moeg raak en uitsak nie. Nou kom ons kyk sommer onmiddellik na 'n paar goedjies en verwys na 'n paar goedjies in die teksgedeelte. Waarna word hier verwys? 'n wedloop wat gehardloop word. Nou wanneer jy na die woord wedloop gaan kyk in die Grieks, dan verwys dit nie na 'n kort afstand, 100 meter, soos wat ek nou spot en wys na verwys het nie. Dit verwys na 'n lang afstand, meer na 'n tipe marathon wat gehardloop word. Waarom is dit belangrik in die konteks van die teks wat ons lees? Want dit wys daarop dat dit 'n voortdurende reis is, 'n reis wat nie net maklik oorgehaal word of net afgehandel word nie, maar dat daar 'n groot stuk uithou vermoë moet wees in hierdie reis wat gehardloop word. En vanoggend se konteks is dit dalk die lewensreis wat ons moet hardloop, waarmee ons besig is, maar wat ons moet aflê. So dis nie iets wat net gebeur nie, dit vat tyd en volharding. So dit is waarna die woord wedloop verwys. Laat ons so maklik ontslae raak van die las wat ons so maklik en die sonde wat ons so maklik verstrik. Nou in konteks van hierdie wedloop en marathon waar hier gebruik word, en was daar verwys na mense wat gehardloop het om die mantel wat hulle gedra het af te haal en kaal die wedloop te voltooi, om sonder huiwer, sonder dinge wat jou vashou, die wedloop te voltooi. So vir hulle in die beeld raak ontslaaf van die goed wat jou so vashou, en dan is die vraag, maar wat is die goed wat ons vashou in ons lewensreis,
in ons wedloop wat ons hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, hy wat terwille van vreugde wat vir hom vooruitsig gestel is, die kruis verduur, die skande daarvan gering geag het, en die plek aan die regterhand van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom wat so vyandigheid van die kant van die sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik sal moeg raak. Nou hierdie einde is 'n gedeelte waar ek wil verder aan raak, dat jy nie geestelik sal moeg raak nie. Vriende, wat sien ons met ander woorde in die teks? Dis 'n wedloop, 'n lewensreis. Dis nie 'n maklike reis nie. Dit is 'n reis wat afstand behels, wat volharding behels, wat uithou vermoë behels. Wat beteken, dis nie net vinnig oor en verby nie. Jy gaan voortdurend moet verduur en verdra. En om dit te kan doen, wat moet jy nog doen, het ons in die teks gehoor? Jy moet ontslae raak van dit wat jou vashou, dit wat jou terughou, wat jou verhinder om die reis te kan hou. En dan gesê, wat is dit wat ons vashou op ons lewensreis waarmee ons besig is? My dit gesê, terwyl ons so geloofskare rondom ons het, is een wat ons nie uitgelig het nie, een wat tog so belangrik is en dalk die belangrikste is vir vanoggend. Ek wil jou uitnooi op jou eie tyd Hebreërs 11 te gaan lees van die geloofsgetuies. Wie word hiervan gepraat? Van Moses, van Abraham, van Josef, van 'n klomp mense wat vooraf gegaan het en die lewensreis geleef het, verduur het, verdra het, wat as voorbeeld dien vir die wat die wedloop nou moet hardloop. Nergens waar ek tans kom, gaan dit net goed nie. Deel het met my kollegas maandagoggend en sê, daar's geen plek waar ek betrokke is, waar dinge net oukei is nie, waar dinge net vlot verloop nie. En in hierdie tyd van die jaar, is dit ons altyd amper half 'n gegewe dat jy gaan moeg wees, 'n gegewe dat jy afgemat gaan wees, 'n gegewe dat die geduld 'n bietjie uitgehardloop het in hierdie jaar. En is tye soos hierdie, wanneer ons moeg is, wanneer ons afgemat is, wanneer ons juis moet verduur om 'n lewensreis so te hardloop, wat dit 'n voorbeeld vir Christus kan wees en ons in spreekwoordelik en volgens die ou ding wat ons altyd sê, ons lig sal dit skyn vir die Here. En dis eintlik in hierdie tye, in die druk tye, in die moeilike tye, wanneer ons dit na vore moet bring, maar dis nie altyd maklik nie, want dis juis in hierdie druk tye, in die gejaag, in die warmel van emosies, wat ons emosies met ons weghardloop, wat ons kop met ons weghardloop, wat ons reageer op maniere wat ons nie noodwendig moet of sou, as ons maar net gekalmeerd was, of nie so bekommerd was nie, of nie so beswaar was nie. Dit bring ook terug by die vraag, maar wat is dit wat ons vashou? Is dit wat ons vashou, wat ons verhinder om 'n volhardige reis te hardloop, of mee te maak? Nie ons eie emosie, ons eie denke, ons eie omstandigheid, waarin ons vashou, wat ons skeer, om spreekwoordelik ons oë op Jesus gevestig te bly hou, om ons wedloop reg te hardloop nie. Maar vriende, met dit gesê is dit ons maklik. Hoe help dit ons om 'n wedloop te hardloop ten spyte van omstandighede? Wat hou ons vas? En dis waar hoofstuk 11 so belangrik is, wat sê hierdie wolkgetuies rondom ons is. En dit is dalk wat ek jou vanoggend mee wil los, is wie is die wolkgetuies waarmee jy jouself omring in jou wedloop, in jou reis, mense, jou wolk, wat jou vashou, wat jou dra, in tye wanneer emosie, omstandighede, geduld, dalk nie meer daar is nie. En ons kop met ons draai hardloop, en ons nie meer weet, wat se kant toe nie. Omwille met verlede week in sy preek daarna verwys, dat ons juis die antwoord lê in die gereformeerde tradisie, in 'n groter konteks, in 'n groter groepering. En hy het gesê dat jou vriende sal ons nie, jou vriende en vriendinne sal ons nie as prins iets doen wat nie vir jou goed is nie. En dis waar,
Want wanneer ons onsself met die regte wolk omring, dan dra daai mense ons in die tye wanneer dit sleg gaan. Maar daar's egter 'n ander ding wat belangrik is. Jou wolk kan jou ook mislei. So die vraag is, met wie omring jy jouself? Wie is jou wolk geloofsgetuies wat jou op jou pad dra, wat jou op jou pad ondersteun, wat jou wedloop help hardloop, sodat jy 'n ander tipe wedloop hardloop as die wêreld rondom jou. Ten spyte van omstandighede, ten spyte van geduld wat uitdra, en ten spyte van die ervaring wat jy dalk moet beleef, wat jou kop laat weghardloop. Dit is ongelooflik belangrik. Maar ek wil dit een stapie dieper maak. Dit is eintlik waar ek wil bykom, want wat is 'n bittereinder dan? Is 'n bittereinder die een wat die wedloop hardloop en die wedloop klaarmaak? Of is 'n bittereinder nie eerder 'n goeie wolk ondersteuners? En saam met dit, besef jy dat jy deel is van iemand anders se wolk. En die invloed wat jy het as iemand anders se wolk, bepaal hoe hulle wedloop hardloop. Besef jy dat jy 'n invloed het op die wedloop van jou kinders? Besef jy dat jy 'n invloed het op die wedloop van jou vriende, van jou familie, van jou ouers, van jouself, maar van ander rondom jou, van ander geloofsgetuies, wat saam met ons in die wêreld se wedloop is, die lewenswedloop is. Besef jy dat die manier hoe jy praat, die manier hoe jy leef, hulle wedloop beïnvloed, tot 'n groot mate hulle wedloop bepaal? Besef jy kan 'n goeie invloed wees? Of besef jy ook dat jy deel kan wees van die las wat ons so maklik verstrik? Aanvaar jy daai verantwoordelikheid? Want dalk vir ons om bittereinders te wees, is dit nie so seer om net so op ons eie wedloop te fokus, en die wedloop wat ek moet hardloop, en die wedloop op so 'n manier te hardloop dat net ek okay is. Maar dat ek my wedloop so sal hardloop, sodat ek deel vorm van 'n groter prentjie, van 'n groter geloofsverantwoordelikheid, van 'n groter geloofsraamwerk, wat mekaar binne 'n wedloop ondersteun, ten midde van moeilike omstandighede, ten midde van swaar goed wat in die lewe gebeur, sodat ons bittereinders kan wees, wat 'n lewenswandel leef, wat ander beïnvloed, wat ander raak, ook die mense die naaste aan my, sodat mense kan sê, hulle het die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die wêreld. En as ons tot daai besef kom, dan besef ons 'n groot stuk verantwoordelikheid. So, waar kom dit op neer? Ons almal in die lewe, ook hier in die kerk en in die gemeente, is deel van 'n lewenswandel. Ons kan dit nie ontglip nie. Dis deel van die lewe. Hoe lyk die wedloop? Die wedloop in Suid-Afrika en in die wêreld en ons omgewing is vol slaggate, vol uitdagings, vol emosies, vol 'n webblok van emosies, om dit meer akkuraat te sê. Die wedloop is nie kort van duur nie. Ja, ons is aan die einde van die jaar, maar volgende jaar kom weer en ons moet aanhou hardloop. Dit is nie net verby nie. Daar gaan nuwe uitdagings kom. Daar gaan nuwe goed op ons pad kom wat ons nie weet hoe om te hanteer nie. So, ons het volharding en uithou vermoë nodig. Meer belangrik as dit, ons moet weet, wat is dit wat ons vasvang? Is dit ons eie emosie? Is ons eie omstandighede? Dalk is dit goed wat jy oor jouself gebring het, maar dalk is dit goed wat buite jou beheer is. Hoe hanteer ons dit? Ons het 'n wolk geloofsgetuies rondom ons. En dan is my vraag vir jou, wie is die mense wat jy jouself mee omring om jou te dra in jou wedloop? En een stapie verder, besef jy dat jy deel is van 'n wolk geloofsgetuies wat die wêreld rondom jou bepaal en beïnvloed.
deur jou mens wees. Mag ons bitter einders wees hier by ons in die gemeente, wat nie net fokus op onsself nie, maar ten midde van emosies wat hardloop, ten midde van swaar kry, ten midde van saamstoei, in moeilike vrae vra, ons mekaar vashou, omring, om deur dit te leef. En dit is wat dit dan beteken, om as geloofsgroep en geloofsgemeenskap, ons oë gefestig te hou op Jesus, en uit 'n verskil te maak in die wêreld rondom ons. Mag jy 'n bitter einder wees, wat ander beïnvloed, buiten jouself, en ook jouself. Amen. Here, dankie dat ons kan weet, dat ons oë gefestig kan hou op U. Here, maar ons moet erken, dat emosie met ons weghardloop baie keer. Ons moet erken, dat omstandighede ons baie keer vasvang en ons verstrik. En dit moeilik vir ons is, om met volharding voort te hardloop en voort te duur. Daarom bid ons, Here, dat U ons sal help, om onderskeidingsvermoë te hê, om te weet, wie ons onsself mee moet omring, sodat ons die las kan afgooi. Here, maar help ons ook om te besef, dat ons deel is, van 'n wolk getuies, van die mense rondom ons, die mense naby ons. En daarom is dit belangrik, om ons wedloop te hardloop. Nie terwille van onsself nie, maar terwille van ander, sodat ons bitter einders sal wees, in 'n geloofsgemeenskap, wat anders sal leef, en 'n ander voorbeeld is, as wat mense verwag. Amen. Vir hulle by ons is die Liggiefees op pad en om die draai. As jy dalk hier in 'n omgewing is en jy wil daarmee help, wil ek jou graag nooi om die kantoor te bel vir Tantia en daar te vra om jou naam op te skryf om te kan help op die aande wat jy sal beskikbaar wees om ons te kan help om hamburgers te maak. Dan, ons Dankfees is om die draai die 6de November, en jou daarvoor hartlik uitnooi. En ons is dankbaar vir almal wat al reeds 'n bydrae gemaak het, en ek wil jou uitnooi om nog so te doen as indien jy wel nog nie het nie. En as jy daai behoefte het om dit te kan doen en te wil doen. Dankie vir almal wat dit vir ons moontlik maak om ons werk te kan doen hier in ons gemeenskap. Ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly.